Geliefdes, die Here is hier in sy huis, by ons teenwoordig. Kom ons raak stil, sodat ons die Here kan ontmoet. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre deur Psalm 48 saam te sing. Psalm 48 wat die koningskap van die Here besing en in die besonder hoe dat sy vyande voor hom wegwyk en beswyk omdat hy hulle oorwin. En dan vers 4, ons wil o Heer wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk as ons tesame is in u woning. Net soos u naam is, grote koning, so is u glansverskyning, en die vyand se verdwyning word aan die volkere bekend tot by die aardse verste end. Dit wys ook vir ons op die uitbreiding van die koninkryk van hierdie koning, soos wat sy heerskappy bekend word, so vlug die vyand voor hom uit. Kom ons sing Psalm 48 vers 1, 2, 4 en 5 staande tot lof van die Here. Amen.
Geliefdes, na die wet as skuldbelydenis sing ons gesang 62, die 2de en die 4de vers. Gesang 62 vers 2 en vers 4 en ons gaan net so bly sit wanneer ons dit saam sing. Geliefdes, as ons die koningskap van die Here oor ons lewens erken, dan kan ons nie anders as om wanneer ons in sy teenwoordigheid is, te hoor wat is sy wet nie. Wat is sy wil vir ons lewens? Want dit is hoe hy oor ons regeer. Hy regeer deur sy gees oor ons lewens, nie net om vir ons 'n warm gevoel van sy teenwoordigheid te gee nie, maar om ons te lei in die waarheid. Om ons te oortuig van sonde en van oordeel. Dit is die werk van die Heilige Gees en hy doen dit aan die hand van die woord en in die besonder aan die hand van die wet van die Here. Daarom laat ons buig voor die koning van die konings en hoor wat sy wet vir ons lewens is. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan.
Geliefdes, die wet van die Here kla elkeen van ons aan van opstand teen sy heerskappy. Elke keer wanneer ons op ons eie besluit om te doen wat ons dink reg is, om die Here se woord toe te pas, selfs net op 'n manier wat vir ons aanvaarbaar is, wanneer ons sy wil ignoreer, dan is ons besig met opstand, met rebellie, en dit verdien die dood, want die loon van die sonde is die dood. En tog is die een op wie se skouers die heerskappy rus, is hy ook soos 'n ewige Vader in sy ontferming, lankmoedig, geduldig met ons, vol genade. Hy's 'n vredevors wat elkeen wat in berou sy skuld voor hom bely, vergewe. Wie egter in sy sondes en sy opstand volhard, moet die uitspraak van Jesaja 48 vers 22 deeglik ter harte neem. Geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in hierdie God wat ons vryspreek van ons sondes, die drie-enige God, en elkeen van u spreek die geloofsbelijdenis van Nicea, soos volg in die hart saam. Kom ons staan. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense en ons saligheid, neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat deur die profete gespreek het. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan sit. Geliefdes, ons gaan vanoggend vir oulaas saam lees uit Jesaja 9. Ten hierdie tyd behoort ons hom al redelik goed te ken. Jesaja 9 vers 1 tot 6. Ons reeks uit hierdie gedeelte uit kom ook vandag tot 'n einde. Terwyl u 'n merkie daarin sit, kom ons bid eers saam. Grote God en almagtige Vader, in hierdie afgelope paar dae was ons opnuut bewus van u goedheid en u guns, en dat u 'n God is wat vol ontferming is, dat u 'n God is wat nie ver van ons is nie, maar naby ons is, omdat u in ons wêreld ingekom het as Immanuel. Ja, Here, u het in ons wêreld ingekom om in ons plek te kom staan, om die een te wees wat God se wonderbare raadsman aan ons verkondig het, om die een te wees wat deur die Seun Jesus Christus hierdie wonderboodskap van verlossing aan elkeen gebring het, sodat elkeen wat glo nie verlore mag gaan nie. En om die sterke God te wees wat uiteindelik die dood sou ingaan en dit sou oorwin.
Ja, Here Jesus, U het gekom om ook as die een wat ons so lief het, soos 'n ewige Vader, ons in die ontferming toe te vou, sodat ons gekoester kan wees. En ons te oortuig van U vrede. Die vrede wat U gemaak het tussen God en 'n in sonde gevalle mensdom. Vader, en watter groter vreugde kan daar wees in die lewe? Geen gesinsbyeenkoms, geen familie Kersfees, geen aardse geskenk wat ons vir mekaar kan gee, kan opweeg teen dit wat uit die hemele tot ons neergedaal het nie. En daarom dank ons U, Here, dat U ons in hierdie tyd deur U Heilige Gees en deur U woord opnuut herinner aan hierdie goedheid van U. Want dit is wat U onderskei van alle ander gode wat gode genoem word in hierdie wêreld. Want elkeen van hulle is ver. Elkeen van hulle is onpersoonlik en onbetrokke. U kom in ons wêreld in. U kom in ons lewens in. U kom neem beheer oor. Dankie Vader dat ons voor U troon kan buig. Here Jesus, dat ons U heerskappy aan die regterhand van die Vader kan erken deur die werking van U Gees in ons. En dankie vir U woord waardeur U vanmôre met ons spreek. Hierdie ewige woord wat ryk is aan U genade en wat die goeie tyding aan ons bring, 'n tyding van groot blydskap waaroor ons in hierdie tyd uitermate verheug. Spreek nou met elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons staan vanoggend stil by die woorde in vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En dan vers 6 wat daarbey aansluit, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid. Dis waar hy sal sit, om oor sy koninkryk te regeer en om sy heerskappy te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, om te praat van iemand se Achilleshiel is 'n uitdrukking wat ons gebruik om na 'n swak plek in iemand se mondering te verwys. Nou, baie van u weet dit dalk, maar miskien weet party van u dit van u nie regtig waar dit vandaan kom nie. Hierdie uitdrukking is afkomstig uit die Griekse mitologie. Volgens oorlewering het die baasvegter van die Grieke Achilles, toe hy 'n babietjie was, het sy moeder Thetis hom aan sy hakskeen gevat, want sy wou hom onkwesbaar maak. En sy het hom in die Styxrivier gedoop. Nou, in die Griekse mitologie het hierdie rivier die grens tussen die aarde en die onderwêreld gevorm, en is dit deur die godin Styx beheer, en is ook na haar vernoem. En volgens die legende het die water vir Achilles oralste oor sy lyf onkwesbaar gemaak, behalwe aan sy hakskeen waar sy moeder hom vasgehou het, toe sy hom in die water gedoop het. En uiteindelik sou hierdie een swak plek in sy mondering sy ondergang beteken het. As u al ooit die fliek Troje gekyk het, dan sal u weet, dit word eintlik baie mooi ook daar uitgebeeld. Alhoewel dit ook maar 'n bietjie van 'n romantiese weergawe is van die geskiedenis. Maar uiteindelik sou die Trojaanse prins Paris vir Achilles met een van sy pyle in die hakskeen tref en hom uiteindelik noodlottig wond, sodat hy in die stad Troje sterf. Nou, hierdie uitdrukking het al in verskillende tale ingeburger geraak. Dit is nie net 'n Afrikaanse spreekwoord nie, dit is ook in ander tale 'n spreekwoord.
Nie net weens die legende nie, maar omdat dit in 'n sekere sin so waar van elke mens is. Ek meen, hoeveel wêreldryke, dink 'n bietjie aan groot wêreldleiers dink aan iemand soos Hitler byvoorbeeld. Dink net die magtige ryk wat hy opgebou het in Duitsland, hoe geweldige weermag hy gehad het, maar hoe die een swak plek in sy mondering, sy absolute paranoia, sodat hy nie eens sy eie leiers vertrou het nie, sy absolute begeerte om in beheer te wees van alles, terwyl hy eintlik nie 'n militêre strateeg was nie, wat gemaak het dat hy nie na sy militêre generaals geluister het toe hulle vir hom raad gegee het nie, hoe dit uiteindelik gemaak het dat die ryk tot niet gegaan het. En hoeveel ander wêreldryke kan ons opnoem en sê, die rede vir die val van hierdie ryk as gevolg van hierdie swakheid in die leiers se mondering. Ja, selfs nie die beste onder ons is sonder swak plekke in ons mondering nie. Maar Jesaja se boodskap hier in hoofstuk 9 is dat daar 'n leier gebore sal word wat werklik sonder 'n Achilleshiel sou wees. Daar sal een kom wat nie nodig het om in die Styxrivier gedompel te word om onkwesbaar of onsterfbaar te wees nie. Daar sal een kom wie se koninkryk nie deur 'n swakheid, een of ander swakheid in sy mondering vernietig sal word nie. Maar een wat juis deur swak te wees en in ons plek kom staan sy koninkryk sou bou. Een wie se heerskappy ewig sal wees. En dit is 'n heerskappy waarna die wêreld smag. Dit is 'n leier waarna die wêreld smag. En dis 'n heerskappy wat nie eers eendag gaan aanbreek nie, maar wat reeds aangebreek het. En wat in die tyd, in die geskiedenis sal vermeerder, sê Jesaja. Geliefdes, ons weet nou al dat hierdie hoofstuk in Jesaja teen 'n onstuimige politieke agtergrond geskryf is. Hoofstuk 7 en 8 beskryf grootliks die ondergang van die noordelike koninkryk. In daai tyd was die ryk van Israel in 2 opgedeel gewees, die noordelike koninkryk wat gedeeltelik alreeds deur die Assiriërs weggevoer is, byvoorbeeld Sebulon en Naftali, lees ons in hoofstuk 8 vers 23, hulle is reeds deur die Assiriërs weggevoer, die suidryk wat ook onder bedreiging staan, en spesifiek later deur die Babiloniërs bedreig sou word. Die doodskaduwee het ook soos 'n dreigende donderwolk oor die suidryk kom hang, en Jesaja is juis besig om hulle tot bekering te probeer roep, om vir hulle te sê, maar julle moet oplet wat met die noordryk gebeur, want dieselfde gaan met julle in die suide gebeur, as julle nie tot bekering kom nie, want die volk het in duisternis gewandel, sê hy in vers 1. En die rede vir hierdie verknorsing waarin die volk gesit het grootliks te doen gehad met swak leierskap. Gaan lees maar 'n bietjie deur die boeke Konings en Kronieke, waar die optrede van die verskillende konings, en veral so na die einde van die koninkryke toe, vir ons beskryf word, en u sal sien hoe baie van hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. En as 'n mens deur die boek Jesaja lees, dan kom jy agter hoe dat die Here in baie van die profesieë juis teen die leiers van die volk te velde trek. Die leiers het God nie vertrou nie. Wat het hulle gedoen? Hulle was bang, hulle was onseker, hulle het paniekerig geraak omdat hulle gesien het die vyande lê op hulle grense. En in plaas daarvan om die Here te vertrou om vir hulle uitkomste te gee, het hulle na die volke rondom hulle gegaan en alliansies met die heidense volke gesluit in 'n poging om hulle self te red. Politieke oorlewing was vir hulle belangriker as verbondsgehoorsaamheid. En wat verder tot hierdie afvalligheid bygedra het, was die leiers se eie morele verval. Dit was nie vir hulle belangrik om te doen wat die Here in sy woord van hulle vra nie. In hoofstuk 1 vers 23 lees ons, jou vorste, met ander woorde jou leiers, is opstandelinge en metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloning na. Klink amper of hier oor Suid-Afrika gepraat word. Maar dit is hoe dit in Israel gegaan het. Hoewel die tempeldiens uiterlik nog in stand gehou is, en daar gereeld nog die offers gebring is by die tempel,
was dit leeg en inhoudloos geweest, sodat die Here in Jesaja 29 vers 13 sê, dat die volk hom met hulle mond nader, en dat hulle hom selfs met hulle lippe eer, maar hy sê, dit is dis 'n aangeleerde mensegebod. Wat bedoel hy daardeur? Hy sê, dit kom nie die hart uit nie. Julle doen dit omdat dit vir julle gesê word. Julle doen nie dit omdat julle oortuig is daarvan nie. En dit was tot 'n groot mate ook die leiers se skuld gewees, want die koning se verantwoordelikheid was om vir die volk leiding te gee op godsdienstige terrein. Natuurlik was die priesters en die profete ook daar wat die woord van die Here moes bring, maar die koning moes voorstap. Die koning moes deur sy voorbeeld lei, sodat die volk nie afvallig raak nie, maar getrou bly aan die Here. Maar hierdie leiers was nie ware herders wat die kudde van die Here beskerm het nie. Jesaja 56 vers 10 en 11 sê, hulle wagte is almal blind, hulle merk niks nie. Hulle is almal stom honde wat nie kan blaf nie. Wat dromerig lê, lief is om te sluimer, en die honde is gulsig, hulle ken geen versadiging nie, en herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige wins. Hulle het hulle mag misbruik. En in Jesaja 10 vers 1 lees ons, hulle het hulle mag so misbruik, dat hulle selfs onregverdige voorskrifte, wat nie deur die Here beveel is nie, vir die volk gemaak het om na te kom. Ja, in die Noordryk en in die Suidryk was daar 'n afwesigheid van godvreesende leierskap. Geliefdes, ons weet hoeveel magtige ryke daar al geval het, omdat daar 'n gebrek aan godvreesende leierskap was. Die behoefte na goeie leierskap was nog altyd deur die geskiedenis 'n uitdaging gewees. Nie net in ons land nie, nie net onder ons volk nie, maar ons kan in ons geskiedenis dink aan spesifieke geleenthede. Dink maar toe die voortrekkers uit die Kaap uit getrek het. Dink maar hoe het ons gewoel en gestry onder mekaar, omdat daar 'n behoefte was na goeie leierskap. Wie sal die leier wees? Wie gaan die een wees wat voorgaan? Later jare ook maar in die Afrikaanse geskiedenis was daar gedurende magstryd gewees. Wie gaan in beheer wees? Die natte of die sappe? Wie gaan die leiding neem? Deur die wêreldgeskiedenis heen sien ons dit ook. Daar waar daar revolusies was, dink maar byvoorbeeld aan die Franse revolusie. Dis 'n revolusie wat ontstaan het omdat daar swak leierskap was. Omdat koning Louis nie sterk leiding geneem het nie, omdat hy maar 'n baie swak koning was. Selfs iets soos 'n demokratiese bestel. Dink bietjie daaroor. Het jy al daaroor gedink dat 'n demokratiese bestel van die voorveronderstelling uitgaan dat leiers nie vlekkeloos is nie. Dat leiers foute het. Dat leiers swak plekke het. Dat leiers nooit volmaak sal wees nie. Hoekom sê ek so? Want in 'n demokratiese stelsel kry jy dat die leiers gewoonlik net 2 termyne mag dien. Want die veronderstelling is, anders raak hulle magsbehep, anders gaan hulle swakhede ons oorweldig, en dan gaan ons met hulle opgeskeep sit vir die res van ons lewens, soos wat baie keer in Afrika gebeur. Hier in Suid-Afrika het ons natuurlik 'n behoefte na behoorlike leierskap, en dit is vir ons baie tasbaar, al vir die afgelope half eeu of wat. Ja, nie net sedert 1994 nie, al voor 1994. Daar is geen verantwoordbaarheid onder ons land se leiers nie. Almal doen wat hulle wil, en korrupsie voer die boottoon sodat ons deur baie as 'n maffia-staat beskou word. En selfs op kerklike terrein, broers en susters, is dit asof ons 'n hongerte het na sterk leiding, nie waar nie? Want waar is die dae dat die kerk werklik leiding gegee het? Waar daar leiers was wat opgestaan het, wat bereid was om die regering aan te vat oor dinge wat nie reg was nie. Deesdae voel dit of daar oralster kompromieë aangegaan word om die sonde te akkommodeer en om die woord af te water.
En is hierdie behoefte na ware leierskap wat mense so opgewonde maak wanneer 'n leier soos Donald Trump in Amerika opstaan. Baie beskou hom vandag as die beste wat ons het. 'n Christen leier. Baie sê dit is wat ons nodig het. Hulle sien homself as 'n tipe Messias figuur wat hopelik vir ons hier in Suid-Afrika ook uitkoms sal bring. Want hy staan ten minste vir iets. Hy probeer ten minste om dit wat al vir soveel jare skeef getrek is, weer reg te trek en in lyn te bring met Bybelse waardes. En tog, as 'n mens eerlik is, sal jy moet erken dat nie eens hy 'n volmaakte leier is nie. Daarvoor is die klagstate teen hom te lank. Of dit nou geregverdig is of nie. Die behoefte na goeie leierskap strek natuurlik wyer as net die staat of die kerk of die instellings in die samelewing. In alle sfere van die lewe soek ons gedurig na goeie leiers. Ons sukkel om hulle te kry. Wanneer skole leerlingrade kies, dan vind kinders gewoonlik vir die eerste keer uit dat die gewildste ouetjie ook maar voete van klei het. Daar is min baase wie se swakpunte nie deur hul werknemers opgenoem en vir baie interessante en vurige gesprekke by die werkplek maak nie. Kinders met afwesige paas, vrouens wie se mans nie leiding in hulle huise neem nie, het 'n diep behoefte na ware leierskap. Wanneer 'n mens deur hierdie gebrek aan leierskap in die gesig gestaar word, dan maak 'n teks soos Jesaja 9 vers 1 tot 6 vir ons baie meer sin en dit raak vir ons baie meer aktueel. Want die boodskap hier is dat daar 'n kind gebore sal word wat 'n leier sal wees soos wat die wêreld nog nooit voorheen gesien het nie. 'n Leier sonder enige swakpunte. 'n Wêreld wat eintlik die wêreld se aandag behoort te trek. Die kind wat in hierdie profesie beskryf word, is nie sommer enige koning nie. Hy is die Messias koning. Hy is die een wat sy volk uit doodskaduwee sal verlos en vreugde bring waar daar doodsheid geheers het. Hy is die een wat sy volk nie net van hulle wêreldse vyande sal verlos nie, maar wat hulle uit die greep van boosheid sal lei. Oor die afgelope klompie weke het ons na die verskillende name waarmee hy genoem word gekyk en dit bespreek. En hierdie name van hom beklemtoon sy karakter, dit beklemtoon sy vlekkeloosheid en sy volmaaktheid. Hy's 'n wonderbare raadsman wat God se volmaakte wil oor ons verlossing aan ons verkondig, maar dit ook deur sy optrede verwesenlik. Hoewel hy in swakheid as 'n mens, as 'n babietjie in hierdie wêreld ingekom het, word hy ook beskryf as die sterke God. Hy het nie nodig om met heidense konings alliansies aan te gaan of kompromieë te sluit om sy mag te bevestig nie, of om sy kinders te beveilig nie. As sterke God kon hy die dood ingaan en die bose oorwin. Hy's nie 'n selfgesentreerde leier nie. Hy's vaderlik in sy liefde. Hy's vol ontferming, vol genade, vol medelee. En daarom offer hy homself ter wille van sy volk op. Maar voordat Jesaja nog by hierdie name van hom uitkom, maak hy 'n baie belangrike uitspraak oor hierdie kind, as hy sê, die heerskappy is op sy skouer. Die rede waarom Jesaja dit oor hom kan profeteer, is omdat hy hierdie eienskappe natuurlik besit. Omdat hy 'n wonderbare raadsman, 'n sterke God, 'n ewige Vader en 'n vredevors is, juis daarom is die heerskappy op sy skouers. Hy is inderdaad die een wat uit die nageslag van Dawid gebore sou word om vir ewig op sy troon te sit, omdat hy met die vyand afreken soos op die dag van Midian.
Sy kop vermorsel hy. En hy maak van hom 'n voetbank vir sy voete. Ons lees dit hier, broers en susters. In hierdie gedeelte ook. En die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede wat van hulle drywer, het u verbreek, soos op die dag van Midian. Reeds met sy geboorte is hierdie kind se koningskap en heerskappy erken. Sy koningskap en sy heerskappy is op 'n negatiewe en op 'n positiewe manier erken. Herodes het sy koningskap op 'n negatiewe wyse erken. Dink daaraan. Herodes wou hom doodmaak. Hoekom? Want hy het hom as 'n bedreiging gesien. Jy sien iemand net as 'n bedreiging as jy weet wie hy is. Hulle erken sy koningskap. Sy koningskap is egter ook op 'n positiewe wyse erken deur die besoek van die wyse manne uit die ooste. Die geskenke wat hulle gebring het, was onder andere geskenke wat jy aan 'n koning sou gee. Daardeur het hulle erken dat hierdie kind nie 'n gewone mens was nie, maar die een wat gestuur is om vir ons sondes te ly, die een wie se offer soos 'n lieflike wierookgeur voor God sou wees, maar ook die een wat koninklik oor die dood sou triomfeer en uiteindelik met sy hemelvaart sy troon sou bestyg. Die Here Jesus bevestig self dat hy die vervulling van hierdie profesie is, wanneer hy net voor sy hemelvaart verklaar, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Geliefdes, in die tyd van Jesaja het die volk met verlange uitgesien na die koms van hierdie leier. En ons het die voorreg om te weet, soos wat ons in hierdie Kersfeestyd weer daaroor nagedink het, dat hy reeds gebore is, dat hy gekom het. Die leier waarna die wêreld so naarstigtelik soek, vandag nog soek, is reeds 2000 jaar gelede gebore. Hy is reeds op die troon, waar hy oor alles en almal regeer. Jesaja voeg egter iets belangrik by aan die einde van hierdie profesie. Kom ons lees weer vers 6. Vers 5 sê, die heerskappy is op sy skouer. Vers 6, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Vers 6 sê, hierdie heerskappy is 'n ewige heerskappy, maar dis 'n heerskappy wat ook sal vermeerder. En dit is belangrik dat ons sal verstaan wat daarmee bedoel word, as ons sê, dis 'n ewige heerskappy, maar wat ook sal vermeerder. Wanneer ons aan die ewige heerskappy van die Messias dink, geliefdes, is ons geneig om dit te sien as iets wat ver in die toekoms lê. As ons aan die ewigheid dink, dan begin dit gewoonlik vir ons wanneer ons doodgaan of wanneer die Here Jesus kom. En dan dink ons begin die ewigheid. Ewigheid beteken sonder begin of einde. Ons weet die Here kom vestig 'n ewige koninkryk, maar die aanbreek daarvan lê baie keer vir ons nog in die toekoms. En party mense gaan so ver as om te sê dat die Here Jesus se ewige heerskappy eers sal aanbreek wanneer hy gaan terugkom na die aarde en die Joodse volk weer gaan herstel, en die tempel herbou gaan word in Jerusalem en hy op die troon in Jerusalem gaan sit om te begin regeer. En tog, geliefdes, sê die teks in hierdie gedeelte nie dat die heerskappy op sy skouers sal wees nie. Word nie vir ons in die toekomstige tyd beskryf nie. Dit word gesê dat die heerskappy reeds op sy skouers is. Al is hy 'n kind. Die heerskappy is op sy skouers. Hy sal nie eers eendag wanneer hierdie wêreld verby is en al die maghebbers van hierdie wêreld verwoes is, 'n koning word nie. Hy is dit reeds. Hy het nooit opgehou om te regeer nie.
Satan is wel toegelaat om bepaalde mag binne hierdie koninkryk van hom uit te oefen, maar hy was nooit in totale beheer nie. Daarom kon hy ook nie die Here Jesus beheer toe hy hom in die versoeking lei in die woestyn nie. Die Here Jesus het nie koning geword eers toe hy uit die dood uit opgestaan het nie. Hy het as 'n koning hier aangekom. Hy het as die een op wie se skouers die heerskappy rus hier aangekom. Die kind wat 'n koning sal wees, maar reeds was. Dit was nie iets wat hy moes terugwen by die Satan nie. Die Satan is beperkte mag toegelaat en moes verslaan word om sy beperkte houvas oor God se en sy tydelike houvas oor God se eiendom te vernietig. Maar hy was nooit 'n alleenheerser gewees binne die koninkryks, die ryksgebied van God nie. Ja, is dis 'n sin waarin ons kan sê dat die Here Jesus se heerskappy met sy opstanding uit die dood aangebreek het. Nie omdat dit toe begin het nie, maar daarmee bedoel ons dat sy koningskap toe baie sterker op die voorgrond getree het en vir ons baie meer sigbaar geraak het. In 'n wêreld wat vir so lank in duisternis gehul was. Maar die vraag is nou, wat word bedoel met die vermeerdering van sy heerskappy? As hy Here is, hoe vermeerder sy heerskappy? Eerstens bevestig dit vir ons dat dit nie iets is wat in die toekoms eers lê of met sy wederkoms sal aanbreek nie, want dan leer die woord van ons, sal sy heerskappy volkome wees. Dit sal afgerond wees, dit sal volmaak wees. Wat dit wel sê is dat sy heerskappy en koningskap toenemend in hierdie wêreld sigbaar sal word. Sy heerskappy, broers en susters, moet ons verstaan, is nie net iets geestelik nie, dis iets baie konkreet. En ons moet versigtig wees om dit nie net so vir die geestelike lewe te reserveer, asof die Here net in die geestelike lewe van gelowiges regeer nie. Hy leef en hy regeer in dit wat ons elke dag doen. Hy regeer in die manier hoe ek my huis inrig, in die manier hoe ek my goed oppas, in die manier hoe ek met ander mense werk. Hy regeer op elke terrein. Maar eerstens word sy heerskappy natuurlik vermeerder deur die verkondiging van die evangelie. Die taak van die kerk van gelowiges is om die grense van die koninkryk te versit deur die verkondiging van die blye boodskap en dit op so 'n manier die koninkryk uit te brei, want dit is mos 'n manier hoe die koninkryk uitgebrei word en hoe sy heerskappy vermeerder word. Hoe meer mense tot bekering kom omdat hulle die evangelie hoor, hoe meer word sy heerskappy vermeerder. Sy gees neem beheer van hulle lewens oor en waar sy gees heers, daar heers hy. Maak nie saak wie in beheer van die land is nie. Ons moet een ding besef, geliefdes, en dit is dat ons nie hoef te wag vir 'n beter leier of vir 'n beter regering voordat Christus se heerskappy 'n werklikheid in ons lewens en in ons samelewings behoort te word nie. Natuurlik sal dit help, sal baie help as daar 'n Christelike regering is, as daar mense is wat God vrees, soos wat ons hom vrees en wat wette maak wat in ooreenstemming is met sy woord, maar ons het dit nie nodig nie. Al het ons nie 'n Christelike regering nie, al het ons 'n regering wat Christus uit al wat 'n syllabus is uitskryf, al het ons 'n provinsiale regering soos die DA in die Kaap wat al die Christelike simbole uit die kersliggies uithaal wat in Kaapstad opgesit word. Al maak hulle 'n klomp wette wat teen ons morele waardes as Christene indrys, dit sal nie die heerskappy van hierdie kind keer nie. Want sien, hulle het nie beheer oor ons harte nie. Hulle het nie beheer oor wat in mense se harte gebeur nie. Besef ons wat 'n kragtige masjien die koninkryk van God is? Besef ons werklik die onstuitbaarheid van sy heerskappy? Ons dink soms ons moet wag vir ander mense of vir instellings om vir ons
'n Christelike samelewing moontlik te maak. Ag, sal iemand kom en vir ons 'n Christelike skool kom stig en dit begin sodat ek my kind soontoe kan bring? Of sal iemand tog net bietjie beheer neem van ons buurt en ons omgewing en help dat ons net al hierdie goddeloosheid, al hierdie bordele en al hierdie kuierplekke uit ons buurt uit kan kry? Ons wag vir daardie ruiters op die wit perd om te kom. Maar die woord van die Here leer vir ons anders. Dit leer vir ons dat hierdie dinge organies gebeur. Want waar die gees van hierdie kind beheer van vader se lewens neem, daar verander huishoudings. Daar verander huwelike. Daar verander buurte. Daar verander 'n samelewing. Want dink daaroor. As jy in 'n buurt bly met 50 inwoners en 50 van hulle is kinders van die Here, en wie die gees van hierdie koning regeer, dan het jy nie 'n wet nodig wat sê jy mag nie steel nie, anders gaan jy tronk toe nie. Want daardie wet is reeds op hulle harte geskryf. Dit is hoe jy die heerskappy van hierdie koning vermeerder, die suurdeeg effek waarvan die Here gepraat het. Ons het nie nodig dat die regering eers vir ons die reg gee om 'n Christelike samelewing te wees nie, voordat ons iets mag doen nie. Ons kies op gesag van die koning van die konings vir 'n godgegewe werklikheid en ons leef dit doeteenvoudig uit sodat die regering uiteindelik geen ander keuse sal hê as om daardie werklikheid te erken nie. So behoort ons oor die uitbreiding van die koninkryk te dink. Christus se heerskappy word uitgebrei waar gelowiges begin om hulle kinders te onderrig. Hoe? Volgens hierdie kind se reg en geregtigheid. Ons lees hier in vers 6. Sy koninkryk sal bevestig word deur reg en deur geregtigheid. Daar waar jy jou kinders leer, wat is die reg en wat is die geregtigheid van hierdie koning, daar word sy koningskap bevestig. En waar jy genoeg gesinne bymekaar het, wat so oor die kinders se opvoeding dink, daar kry jy 'n Christelike skool, waar hierdie dinge geleer word. Waar dit nie gaan oor wat die staat vir hulle hê, ons moet vir ons kinders leer nie, maar waar die koning van die konings sy heerskappy vir ons kinders geleer word. Dan begin ons volgens hierdie koning se reëls handel te dryf, volgens sy reg en deur sy geregtigheid. Doen ons besigheid, verrig ons werk, is ons getrou in dit wat ons elke dag doen. En volgens sy reg en sy geregtigheid tree ons ook teenoor mekaar op. Geliefdes, ons dink die Christendom is besig om te krimp. Maar ons kyk ons vas in wat eintlik besig is om tot 'n groot mate net in die westerse wêreld, die tradisioneel Christelike samelewings te gebeur. As u na statistiek gaan kyk, gaan soek dit maar op. Christendom krimp nie. Die Christendom groei. Die episentrum van die Christendom het wel geskuif na ander lande, ander dele van die wêreld. Die feit dat die heerskappy van die Here op hierdie manier uitgebrei word, maak ons ook weer opgewonde en maak dat ons weer met groter vrymoedigheid daaraan sal werk om sy heerskappy ook weer in die weste te bevestig. Kom ons lees weer Jesaja 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd. Soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek soos op die dag van Midian.
Want elke soldate skoen wat daar wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie. Ons dankie vir die troos wat U vir ons vanmôre kom gee het. Want ons leef in 'n wêreld waarin ons baie keer so verward is en rondkyk en vra, wie sal ons delery wees? Wie sal ons kom lei? Wie sal voor ons uitgaan? Maar ons het een wat klaar voor ons uitgegaan het, een wat voor ons die dood ingegaan het en ook uit die dood uit opgestaan het, een wat opgevaar het na die hemel, een wat aan die regterhand van die Vader sit, die kind, op wie se skouers die heerskappy rus, die wonderbare raadsman, die sterke God, die ewige Vader, die vredevors. Ja, Here, ons het nie 'n leier sonder 'n Achilleshiel nodig nie. Want daardie leier het reeds vir ons gekom. Ons hoef nie te wag vir hom om iewers ter sy troon te bestyg nie, want hy sit reeds op die troon. Die heerskappy was nog altyd op sy skouers. Ons weet sy koninkryk het reeds gekom, maar ons weet ook dat sy koninkryk besig is om in die tyd te kom, soos wat sy heerskappy deur die kragtige werking van sy Gees vermeerder word, deur gelowiges wat God toenemend verheerlik deur aan sy reg en sy geregtigheid gehoorsaam te wees. Daarom bid ons, Here, dat U ons sal lei. Dat ons nie net met verwagting sal bid, laat U koninkryk kom nie, asof dit iewers ter ver in die toekoms lê nie, maar dat ons dit sal bid en dan sal uitgaan in die wêreld as kragtige medewerkers wat sy heerskappy daagliks deur ons optrede en die verkondiging van die evangelie sal uitbrei totdat hy kom. Here, vergewe ons waar ons soms paniekerig raak en kleingelowig word en na aardse leiers gryp asof hulle vir ons uitkoms moet gee. Laat ons aan U vashou, laat ons U vertrou, laat ons bid, Maranatha, kom Here, kom gou, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking deur die bekende stille nag saam te sing, Gesang 154. Ons gaan al 3 die verse daarvan saam sing, waarin ons in die 3de vers sing, Jesus Heer, voor U mag, voor U ryk, moet die duisternis soog, tot in ewigheid bly U die lig. Kom ons sing dit en dan bly staan ons vir die uitspreek van die seën.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap en die heerskappy van die Heilige Gees, bly met julle elkeen. Amen.